En ons beweeg nou na nasionale gesondheidsversekering. Die VF+ meen dat die 9 hofsaake wat tans teen die nasionale gesondheidsversekeringswetgewing aan die gang is, ten alle koste moet voortgaan. Die wetsontwerp is in 2019 in die parlement ter tafel gelê en kry sedertdien sterk teenkanting. Ons sluit aan by Philip van Staden, VF+ LP en die party se hoofwoordvoerder oor gesondheid. Goeiemiddag Philip. Middag SD en middag aan al die luisteraars. Dankie vir die eerste gesprek van die nuwe jaar tussen ons. Ja, julle is al 6 jaar besig met hierdie saak teen die NGV, is ek reg? Dis korrek, ja. Toe die NGV in 2019 ter tafel gelê was in die parlement, het ons 'n onmiddellike klomp vrae aan die destydse minister van Gesondheid, Willie McKenzie, gevra. Ek dink ek het die dag 40 vrae aan hom in die portefeulje komitee gestel, waarvan hy 1 kon antwoord. En ons het toe van daardie tyd af in die portefeulje komitee tydens openbare verhore ensovoorts geweldige druk toegepas om hierdie wetgewing gestop te kry. Ek moet sê die groot moeilikheid het eintlik begin met die openbare deelnameproses wat se eerste sitting in Bosbokrand in Mpumalanga plaasgevind het, en dit sake daar so skeef geloop dat ek in die Vryheidsfront destyds aangekondig het, maar dat as sake so gaan aanhou in terme van die openbare deelnameproses wat nie korrek gevolg nie, sal ons 'n dispuut teen hierdie hele proses verklaar. Nou goed, dit het toe nou op spoorweë gekom, maar in terme van die wetgewing, in terme van die ongrondwetlikheid van die wetgewing en al die tipe van goed van die wetgewing wat nie korrek is nie, dat dit 'n nasionaliseringsprojek is ensovoorts, het ons nie opgehou weerstand bied nie, ons het openbare weerstand gebied, en ek moet nou sê, die 9 hofsaake wat nou aan die is, wat tans op die hofrolle is van kardinale belang, en alhoewel ons nie vir litigeerders kan voorskryf wat om te doen nie, dink ek is goed om daardie druk toe te pas vanuit alle oorde, om die wetgewing te stop, en daarom moet die bes gegee word om daardie sake te onttrek nie. Wat is die belangrike sake wat die kommerpunte is, wat die kwellende punte is? Kom ek sê vir ek kan vir jou 7 goeie redes gee oor waaroor die litigasie tans gaan. Eerste, die NGV is ongrondwetlik en dit dring in teen die regte van landsburgers om toegang tot gesondheidsorg van hulle keuse te kry, soos vervat na artikel 27 van die grondwet. Dan is dit ook die grootste nasionaliseringsprojek van die private gesondheidssektor sedert 1994, waar die NGV dan natuurlik op al die infrastruktuur en dokters ensovoorts van die openbare sektor wil beslag lê, omdat die private sektor wil beslag lê, omdat die openbare sektor glad nie funksioneer nie en sukkel. Dan derdens, die wet is nie, of die model is nie werkbaar nie en is onbekostigbaar. Daar was geen finansieringsmodel ooit oor die wetgewing bekend gestel nie, en daar is ook geen behoorlike studies gevoer om te bepaal of so 'n model finansiëel haalbaar is nie. En ek wil nou net vinnig by stil staan. En dan is daar 'n litigasie wat sê dat die konsultasieproses was onvoldoende geweest. Ek kan daarbey aansluit, daar was 338.000 skriftelike kommentare by die parlement ingedien oor die NGV. Ons is LP's van die portefeulje komitee op daardie tydstip en selfs nou voor 2024 het nie een enkele stukkie papier van daai skriftelike kommentare gesien nie. En dan natuurlik artikel 33 van die wet wat 'n beperking plaas op mediese fondse, maar eintlik heeltemal in die toekoms van hulle ontslae wil raak. En ek dink dan die belangrikste is die sertifikaat van behoeftes van die wet wat aan gesondheidspraktisyns wil voorskryf waar en hoe hulle moet praktiseer, hoe hulle medikasie moet trek ensovoorts. En dit is ook 'n probleem in artikel 30 tot 40 van die nasionale gesondheidswet. As ek net vinnig kan terugstaan by die finansieringsmodel. Die ANC se weerstand is tans besig om te verkrummel. Hoekom sê ek so? Daar is tans tweespalt in die ANC oor NGV tussen die minister van Gesondheid en die minister van Finansies. Dat die minister van Gesondheid het destyds al gesê, die minister van Finansies is verantwoordelik vir die finansieringsmodel, die minister van Finansies sê ook nou weer, die minister van Gesondheid is verantwoordelik daar weer. Toe die minister van Gesondheid laas jaar gekom en hy gesê, nee maar, die staat moet die belastingkrediete skrap vir persone wat R7.000 per jaar of meer verdien, en hy het gesê, hy wil dit instel, maar die finansiesminister sê nee. Nou die minister van Finansies het op 12 November gesê in aanloop tot sy mediumtermyn begrotingstoespraak dat hierdie plan, en as ek hom kan aanhaal, 'n aanval op die middelklas is. Nou, die departement van Gesondheid hoop om met hierdie plan oor die volgende 15 jaar, soos wat Dr. Nicholas Crispin gesê het, 'n bedrag van R458 miljard in te samel om die NGV te kan finansier. Nou, die minister van Gesondheid kan nie
tesorie-gebaseerde aankondigings maak nie. Dit is nie sy veld nie. En die departement kan nie eers 'n skoon audit kry nie en sit tans met 'n 1.3 miljard se onreëlmatige uitgawes van die vorige finansiële jaar. En die minister van Gesondheid het nou verlede maand aangekondig dat die plan rondom die belastingkrediete gaan voort. En volgens hom is dit reeds so op die wetboek vervat in die Nasionale Gesondheidsversekeringswet artikel 49 van wet 20 van 2023. So dis waarom ons sê daar's tweespalt in die ANC juis oor die NGV. Litigeerders moenie bes gee om hulle sake te onttrek nie. Ons moet juis nou die druk van alle ore toepas om hierdie stuk ongrondwetlike geskrabbel wat op papier is en wat die staatspresident as verkiesingsfoefie in 2024 gebruik het om hierdie wet sommer net te teken. Moet gestop word. En as ek net vinnig van dit kan sê, van die hofsaake wat tans, daar's 9 litigasies tans in die gang, maar die interessantste ene is die staatspresident wat 'n aansoek in die grondwethof gebring het om te probeer keer dat hy nie die redes moet bekend maak waarom hy die wet in 24 kort voor die verkiesing onderteken het, soos wat dit deur die Hooggeregshof in Pretoria beveel was om te doen nie. Waarom sal dit wees? Ek dink kyk, soos ek nou pas gesê het, en dit is die standpunt van die Vryheidsfront deur en deur, toe hy die wet ook onderteken het, hy het dit gebruik om die ANC by die stembus in 2024 te red. Onthou toe hy die wet, toe hulle die NGV deur die parlement gestoomrol het en die wet is goedgekeur deur die nasionale vergadering, het die ANC baie kiesers as gevolg van dit verloor en ander kiesers wat ook vir hulle gestem het, wat nie noodwendig met die ANC gekoppel is nie. En ek dink hulle het daar besef, maar as hy dalk die wet voor die verkiesing, 2 weke voor die verkiesing het hy die wet onderteken by Unie geboue. As hy hierdie wet onderteken, kan dit dalk die ANC by die stembus red en dit het toe net anders uitgespeel. So dis waarom die Vryheidsfront sê dit was uit en uit 'n verkiesingsfoefie gewees op daardie stadium. So wat jy sê is daar's baie wrywing tussen die minister van Finansies Enoch Godongwana en die minister van Gesondheid. En nou sit ons met die minister van Finansies wat uitgereik het en gesê het hy wil onderhandel, hy wil eerder 'n gesprek hê hieroor. Waarom is julle nie ten gunste daarvan nie, of is julle? Kom ek sê nou vir jou, nee, kyk, onderhandeling is goed in sekere opsigte, maar jy moet nou versigtig wees. Ek weet hoe werk die ANC, ek kom baie jare my hele lewe lank op wat ek met my kollegas van die ANC werk. Dit is nie van vandag af nie. Ek weet wat hier in die gang is. Hulle hou 'n geel wortel voor al die litigeerders om te sê, stop julle sake in die howe, kom ons gaan praat eerder. Maar ek weet nou al wat gaan gebeur. Sodra daardie sake onttrek word, gaan daar gesukkel word om 'n hoe kan ek sê, 'n onderhandelingsproses, soos dit hy dit nou noem, aan die gang te kry. Dan gaan hulle net sê in voortgaan sê in stoomroller, hulle gaan nou aan soos hulle aangaan. Want dan is daar nie litigasiesakie in die howe nie. Die litigasies wat tans aan die gang is, hierdie 9 litigasies waarvan ons gepraat het, dit is van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, die Suid-Afrikaanse Forum vir Privaat Praktisyns, die Raad vir Gesondheidsfinansiers, die Vereniging van Gesondheidsbefondsers, die Hospitaalvereniging, en die lys kan aangaan, daar is nog baie van die mense. En ek moet sê die Vryheidsfront Plus kan dalk later, as alle middele uitgeput is, dalk ook tot hierdie sake toetree. Maar in elk geval, ek dink in elk geval, sodra daardie sake dan onttrek word uit die howe, dan het hulle mos nou vrypas om aan te gaan soos hulle wil. Ek sal sê, die Vryheidsfront Plus sê egter, wat egter moet gebeur is, kry die mense om 'n tafel, los hulle aangaan met hulle litigasies, maar jy sal nou met onderhandel met al hierdie litigeerders, en almal wat in openbare en private gesondheidsbedryf is, om te sê, goed manne, goed vrouens, kom ons praat, kom ons kry ontwerpstelsel, wat die private en openbare gesondheidsorg kan hanteer, wat voldoende gesondheidsorg aan Suid-Afrikaners kan lewer, maar wat deur julle ontwerp word en nie soos wat die ANC dit voorheen uit hulle duime uitgesuig het nie. Dit gaan die oplossing wees. En dan sal ek ook sê, as daardie proses aan die gang gaan, die eerste ding wat op die agenda geplaas moet word, dan moet daai onderhandelings fokus. Hoe hulle die wetgewing uit die wetboek gaan verwyder in die eerste plek, watter pogings hulle gaan aanwend om die mediese kundigings dan om vir finale gesprekke om 'n tafel te bring, om dan 'n werkende gesondheidstelsel vir ons land tot stand te kan bring. Net so ter afsluiting, Philip, wat is die moontlikheid dat dit ook net deurgestoomroller kan word, die NGV? Dis waar ons nou jy sê, litigeerders, soos ek sê, die Vryheidsfront kan nie vir hulle voorskryf wat om te doen nie, maar moenie julle sake aan die howe onttrek nie. Want soos ek nou gesê, sodra daardie sake onttrek is, dan gaan hulle wel stoomroller en dan hulle carte blanche om te maak wat hulle wil. Hierdie litigasies wat tans in die gang is, breek hierdie NGV uit en uit in sy spore. Want regulasies, alhoewel hulle dit kan skryf,
gaan die minister nie kan implementeer alvorens al hierdie sake in die howe afgehandel is en daar uitspraak gelewer is nie. Dit is Philip van Staden, VF+LP en die party se hoofwoordvoerder oor gesondheid. Impak, jou volgepakte nuusprogram net op Pretoria FM.